Ja, weet ek nie gegroet nie, steek maar net die hand op, as ek dalk iemand gemis het. Baie welkom hoor, baie welkom. Dankie Jan, vir die uitnodiging. Julle het gewaag om my weer te bring. Maar as later, ek geniet julle gemeente hoor. So die ou man is al redelik okay. So, ja, baie dankie. Ja, nee, ek wil vanoggend met julle praat, dis nagmaal Sondag oor die prys. Nou wanneer ons kyk na 'n prys, dan is daar twee toepassings ten opsigte van 'n prys. Jy gee iets weg, jy gee iets prys en jy ontvang 'n prys. Of jy gee iets prys of jy ontvang 'n prys. Nou, dit is soos 'n muntstuk met twee sykante. Die een sykant is om prys te gee en die ander kant is om prys te ontvang. Nou die volgende is nou maar net so 'n prentjie van om prys te gee wanneer jy vir iemand iets gee. Hier is 'n voorbeeld van 'n bedelaar en jy gee iets aan die regterkant, het jy iets ontvang want jy het gepresteer en daarom kry jy dan ook nou jou prys. Nou hierdie stelling geld vir alle mense of jy nou gered is of jy ongered is. Die woord sê wat jy saai sal jy maai. Met ander woorde wat jy in die grond gaan sit is dit wat gaan opkom. As 'n goeie goed saad saai, dan gaan 'n goeie saad oes. En die wonderlikste van alles is ons boere, jy saai nie een mieliepit nie, want as jy een mieliepit saad saai, gaan jy oes kry, maar dis eintlik maar min. Maar hoe meer jy saai, hoe meer gaan jy invorder. So ook ten opsigte van 'n slegte saad saai, dan het ek maar die gevolge van die slegte saad. Nou vir alle mense is daar 'n prys by betrokke. Kom ek verduidelik ten opsigte van om iets prys te gee in jou lewe, in die normale lewe, die normale gang van die lewe. Ek gee nou maar net 'n enkele voorbeeld. Byvoorbeeld, ek tree in die huwelik en dit kos 'n prys, naamlik ek gee my vryheid en my onafhanklikheid weg. Finansieel is my finansies ook nie meer net my eie nie, alleen my eie nie. Ek moet dit deel. Ek gee moontlik my sekuriteit van my ouerhuisprys. Die vrou raak swanger, 'n baba word gebore en sy gee haar slaapprys. Wie se baba skree nie? Maas, jy staan in die nag op, of dit nou koud is of dit warm is, maar jy moet gaan sorg vir daai klein ding. Sy gee haar slaapprys, so het hierdie baba versorging nodig en hierdie versorging vra ook 'n prys, dit vra finansies. Maar kom ek wil nou eers vertel. Ek kan nou onthou waar dit was, nou kom die jong man by my, hy sê, pastoor, ek gaan trou, ek sê hom, is jy mal? Hy kyk my so snaaks aan, hy sê nou, maar hoekom sê pastoor so? Ek sê, weet jy wat kos 'n vrou, jy weet. Nou kom ek by die niggie daar in Bloemfontein, nou vertel ek haar die verhaal, sy sê, ja, haar pa het my weer gesê, of jy het geld of jy het kinders. So, nou ja, dit kos maar 'n prys, maar is 'n lekker prys, hoor. Dit ten opsigte van die prys, ten opsigte van wat kos in ons normale lewe. Nou kom ons by die geestelike lewe. Wat kos dit my en u as geredde, wedergebore kind van God in God se koninkryk? Daar is 'n prys wat ons betaal in die Woordskrif gee verskeie voorbeelde. Enkele Bybelse vereistes van wat die Here van ons verwag vanuit sy woord en dit wat ons dan ook met prys gee as gereddes. Kom ons kyk eers na ons besittings. Ons is so maklik, wag, kom ek gaan nou daarby kom. Besittings, die ryk jong man in Matteus 20 vers 19 tot 22. Jesus kom en hy praat met die ryk jong man en hy hou aan die jong man die wet voor. Nou sê die ryk jong man vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier, volg my. Maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Die prys was te hoog. Wat het ons gesing? Al my silwer en goud, Heer. I surrender all. Ek vra u as die Here Jesus by ons kom en hy sê, los alles. Broer en suster,
Gaan Eddie alles los? Ek vra die vraag. Die prys was net te hoog. Die Here het nie 'n probleem met geld en met rykdom nie, verstaan vir my baie mooi. Maar die probleem lê in ons liefde vir geld. Jy kan hoe arm wees, maar as daar altyd 'n strewe is om net in te kry, dan het jy 'n liefde vir geld, al het jy die geld nie. Dit gaan nie oor geld en rykdom, dit gaan oor die liefde vir geld. Lukas 14 vers 33. Hy sê, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my diensdisippels wees nie. Van al sy besittings om 'n volgeling van Jesus Christus te word. Soos ek sê, ons sing so maklik, I surrender all. Maar as die Here kom en hy vat ons op sy woord, op ons woord, sy woord, dan wil ons kla en wil ons kerm en dan die pastoor kom bid en sê, ek het moeilikheid. Dis of jou besittings of Christus. En broer en suster, ons moet klaar kry met die lewe. Jy weet, ons as pastore preek maklik, maar gaan ons toepas dit wat ons preek? Paulus sê, wees my navolgers soos ek dit in Christus is. Met ander woorde, ons het 'n verantwoordelikheid, vernaam ons wat voorstaan, die voorstanders, die pastore, wie ook al, ons het 'n ontsettende verantwoordelikheid, dat ons die kudde van Christus nie op 'n sypad lei nie. En daarom practice what you preach, daardie bekende spreek. Dis of jou besittings of Christus. Verwag die Here dan dat ons niks mag besit nie? Nee, glad nie. Maar dit wat ons besit, mag nie tussen hom en ons kom nie. Mag nie tussen ons en hom staan nie. Matteus 6 vers 33, hy sê, jy weet, die mens, ek dink ek het dit al genoem, ek herhaal net weer. Die mens het 'n geneigtheid om te sê, gee vir my. En hoeveel inkopieslysies het ons nie voor die Here vanaand se gaan bid of vanoggend nie, Here, dit en dit en dit en dit en dit is my behoeftes. Dis nie verkeerd nie. Maar hy sê vir ons duidelik, Matteus 6 vers 33, maar soek allereers my koninkryk en my wil en gewaarborg en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou kyk net in die lewe, het jy 'n behoefte, jy het 'n nood, en dan kry jy ook aan die ander kant, hulle praat in Engels van jy het 'n want en jy het 'n need. Die Here voorsien aan ons nood, aan ons behoeftes. Maar soms wil hy ons ook 'n bietjie bederf. Dan gee ons ook wat ons graag wil hê, in elk geval. So met ander woorde, niks mag tussen my en die Here staan nie. En broer en suster, ek het die Here so 'n paar maande gelede my gepraat oor hierdie saak, ten opsigte van soek eers my koninkryk. Dan waarborg ek jou, sal hierdie ander dinge vir jou bygevoeg word. Nou kom ons kyk na wat die vereistes vir die Bybel is, ten opsigte van die persoon, die mens, die persoon van die geredde. By die Bybelse vereistes ten opsigte van naasbestaandes en die self, myself. Ons kyk na die verwantskap met ander in Lukas 14 vers 26. Hy sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja self sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees. Nou, wanneer ons kyk na hierdie woord haat, is dit eintlik 'n baie kras woord. Maar dit moet verstaan word in die konteks waarin dit bedoel word. In Grieks word die woord haat beskryf as misos, wat staan vir haat, om te verfoei, om minder lief te hê. Nou ja, daar's nou twee vuiste, daar kom die haat na vore. Nou hierso is daar broccoli en daar skool, en daai seentjie trek sy neus op. Nou ek verfoei kool. Of dit kool is of broccoli of Brusselse spruite, ek verfoei dit. Dis nou vertel van verlede week. Nou ek sal kool in 'n slaai eet, hoor vir my mooi. En ek sal kool in 'n roerbraai eet, maar moet hom nie vir my gekook gee nie. Nou vertel hulle van die seentjie, nou gee sy ma hom kos. Nou vat hy die rys, onder andere broccoli. Nou vat hy die rys, nou maak hy so 'n hoopie daarvan.
En hy druk hierdie broccoli so in die rys in. Nou sê sy, pa, waarvan nou, wat maak jy? Hy sê, die Here sê, van hierdie boom mag jy nie eet nie. So, dit is nou idee van Sil, maar die beste van alles, nou kry ek 'n beroep van Letsitele af na Belfast toe. Pastoor Henry, nou hy ken van Pastoor Henry. Nou kom ons daar, nou is dit Sasolburg Suid gemeente, ek bedien nou volgende Sondagoggend by hulle. Dis 'n Sasolburg Suid gemeente, nou het 'n hele klomp van hulle nou deurgekom na Belfast toe. En wat doen hulle? Hulle gee nou ons ontvangs. Aan die tafels is vol koolkoppe. Uitgehol met blomme daarin. Maar Pastoor Henry wil hom breek. Want hy ken my sê my verfoei van kool in elk geval. Dis nie 'n haat soos in haat nie, maar om niks hoër te ag as die Here self nie. Daar's wel 'n haat wat aanvaarbaar is, wat ons eintlik met erns moet opneem. Romeine 17 vers 19 tot 21. Paulus sê, die goeie, nou luister mooi, Paulus is die man wat die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf het. Wat sê Paulus, hierdie godsman? Hy sê die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hier kom 'n godsman en hy sê ek sit met 'n stryd in my lewe. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek wou vanoggend die prentjie bygesit het. Nou wag, ek sal by ander geleentheid dit moontlik doen. Ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my afwesig. Nou vra ek die vraag, het jy jou al gehaat, jouself gehaat ten opsigte van 'n ding wat jy gesê het, of 'n ding wat jy gedoen het? Was jy al kwaad vir jouself? En sê, Here, dis soos 'n veerkussing wat jy uitskit, en die vere is oral. Ek kyk so 'n week of wat gelede op YouTube of Facebook, ek kan nou nie onthou nie, is daar een van die groot predikers in Amerika. En hy kom by die hotelkamer aan, of hy kom by die hotel aan, en hulle teken hom in, en hy gaan na sy kamer toe, maar daar is nie water nie. En hy kom terug, en hy sê vir die dametjie by ontvangs, hy sê, daar is nie water, sy sê, ek weet. Sy sê, is die enigste kamer in die hotel wat nie water het nie. Maar hy ruk vir hom in 'n krul. En hy sê, jou ma moes jou doodgelê het toe jy gebore is. Hy sê, hoe kan julle verwag, ek betaal hierdie geld, nou dat ek in die kamer gaan bly, maar nou, hy vaar uit, en hy beledig, en hy, alles in elk geval, en hy is op kamer toe, en die smeer, en hy kom weer, as hy sê, vir hom, hy gee ook klas, of hy bied nou lering aan. Sy sê, ek het baie na jou lering al geluister, en ek geniet dit vreeslik. Hy sê, maar jy weet seker, ek het net 'n grap gemaak, nee. En so gaan dit aan, en op 'n stadium kom hy by 'n kollega van hom, en hy vertel hom vir hierdie verhaal. Sy weet nie wie haar ma is nie. Eina, jou ma moes jou doodgelê het. Broer en suster, plaas 'n wag voor jou mond. Tel tot 10 voordat jy praat. Maar so het die verhouding tussen hom en haar nou mooi herstel, sy het hom nie aangeval nie, en so het sy nou ook onder sy lering nou baie geniet. Maar nou gaan Paulus verder, hy sê in Romeine 7 vers 24 en 25, ek, elendige mens, wie sal my verlos van hierdie dood? En dan kom hy met die antwoord. Ek dank God, deur Jesus Christus, ons Here. Broer en suster, moenie uit jou eie probeer nie. As jy gaan kyk na Jakobus, is nou 2 vers 4, maak nou die saak nie. Hy sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal vir jou wegvlug. Moenie uit jou eie probeer nie. Onderwerping aan God, dan word jy intern, word jy opgewek, is jou gees opgewek, en ek wil vir jou sê, die duiwel moet vlug. Dan praat Paulus van die stryd en vervolging wat hy beleef het in Romeine 8 vers 37. Hy sê maar, al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hoor baie mooi, God het jou en my lief gehad, voordat ons hom lief gehad het. Hoor wat sê?
God het u en vir my lief gehad, voordat ons hom kon lief hê. Oorwinning lê in selfdood. Om jouself, jou sondige vlees te kruisig, ten opsigte van jou belydenis as kind van God. Daarom sê Jesus in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Jy moet sterf. Hierdie vleeslike natuur waarmee u en ek sukkel, amen. Ons almal sukkel met hierdie vleeslike natuur. Hy moet sterf. Maar die wonderlikste van alles, daar is vergifnis. Ek kan na die Here toe kom in watter omstandighede ook al. En sê Paulus ook in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, my menswees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hier dieselfde Paulus wat hy sê, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Dan sê hy, hoe leef Christus in ons? Deur sy Heilige Gees. Ons is die tempel van sy Heilige Gees. So met ander woorde, hierdie Jan, as ek en jy beweeg, dan gaan die Gees saam met ons. So, hy rig ons en ons lei ons pad, maar as ons besef, ons moet voortdurend met hom in ons gedagtes, hoe ook al, waar ons betrokke is, moet hy saam met ons beweeg en met ons gedagtes om hom gesentreer wees. Dit is 'n enkele teksverse dat ons van dit wat ons moet prys gee en ons wandel met die Here. Dit klemtoon maar net dat Christendom kos 'n prys. Christendom kos 'n prys. Ek weet ek het eintlik so 'n bietjie, as ek sê ek's 'n Christen, moenie vir my sê jy's 'n Christen nie. Sê vir my ek's 'n kind van God. Want wat 'n Christen ook al kan beteken, ek assosieer my met die Christelike geloof. En dit sê niks. Dit sê, maar kindskap, ek het die Hemelse Vader, ek het 'n verlosser in Jesus Christus. Nou die prys as beloning vir dit wat ons prys gee. So met ander woorde, ek myself aflê, ek myself doodpleeg en ek moet alles oorgee aan die Here. Nou die beloning. Openbaring 3 vers 21. Hoor mooi wat staan hier. Aan hom wat oorwin, sal gee om saam met my te sit. Hoor mooi. Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Hoor mooi. Hy wat oorwin, sal ek saam met my laat sit. Daar's 'n hemelse koninkryk wat vir ons wag. Waar ons hierdie liefdevolle Vader en hierdie reddende Here Jesus, nou 'n prediker het eendag gesê, ten opsigte van die Heilige Gees en dies meer. Dan sê jy besef, die Heilige Gees is nie in die hemel nie. Die Heilige Gees is op die aarde. Eendag gaan hy weer saam met ons, met die wegraping en dies meer, gaan ons so doen. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my, dis Jesus, op my troon, te sit op my troon, soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Soos ek, dit is Jesus, oorwin het. Van watter oorwinning praat die Here Jesus hierso? Sy oorwinning oor sonde, die hel en dood. Die oorwinning behaal deur sy kruisdood. Jesus praat van die Vader se liefde vir die mens en sy oorwinning, let wel, as mens. Baie mense reken Jesus was God toe aarde toe gekom het. Hy het as mens aarde toe gekom. Om as mens dit te ervaar wat u en ek ervaar. Die versoekings, ek meen hy is versoek deur die duiwel. Hier kom so arrogant, kom die duiwel na 40 dae in die woestyn en waar die Here Jesus gevas en gebid het en hy honger is, kom die duiwel en hy treiter hom, hy sê vir hom al hierdie dinge sal ek vir u gee as jy my aanbid in elk geval. So met ander woorde, wat u en ek beleef, het Jesus ook beleef. Daarom het hy nou as mens na die aarde toe gekom, sodat hy kan ervaar wat ons as mens ervaar. As oorwinning as mens terwille van die mens, terwille van u en my. Hy het sy godskap weer opgeneem, hoor vir my baie mooi. Ek wil die volgende sterk beklemtoon. Die hel is nie gemaak vir die mens nie. Hoor mooi wat sê ek. Die hel is nie gemaak vir die mens nie, maar vir Satan en sy engele. 2 Petrus 2 vers 4. Want as God
die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. So wat sê ons vir mekaar? Die mens kies om hel toe te gaan. As jy die hand van liefde van God die Vader in Christus Jesus wegklap en dit verwerp. Met ander woorde, hy nooi u en my, hy nooi die vulste sondaar na buitekant, nooi hy uit. Hy nooi om uit, om saam met hierdie bruilofsmaal te gaan sit. Ons weet van daardie geval ten opsigte van waar die Heer mense uitgestuur en sê, kom na die bruilof en al die verskonings ensovoorts. En dan laas gesê, gaan in die systraat en kry wie jy kan in, laat hulle inkom in elk geval. Met ander woorde, jy het 'n keuse op aarde. Kom ons kyk eerstens na enkele tekste wat dit Jesus gekos, die prys wat hy sou betaal het ter wille van u en my, om 'n verlore gaande mensdom in hulle ewige lewe deelagtig te laat word in God se hemelse koninkryk. God die Vader se hart van liefde vir die mens. Die prys wat die Vader betaal, hoor my, daar's twee. Die prys wat die Vader betaal het, deurdat hy sy seun gestuur het na die aarde toe. En die prys wat Jesus betaal het om te sê, Vader, ek sal gaan. Ek gaan die hemelse koninkryk en troon en alles wat ek het, is ek bereid om prys te gee, om na die mens toe te kom en u liefde vir die mens aan hulle te betoon. Johannes 3 vers 6 sê, want so lief het God die wêreld gehad, baie bekende teksvers, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Kom ons bring dit nader aan ons. So lief het God die gehad. Al was jy die enigste persoon op aarde, sou Jesus nog steeds gesterf het vir jou en vir my. So lief het God die gehad. Sodat sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om Eddie te veroordeel nie, maar dat Eddie deur hom gered kan word. Sit jou naam daarin. Dis 'n persoonlike God, met 'n persoonlike woord vir 'n persoon, elke dag. Die vernedering wat Jesus beleef het in die kerk van sy tyd, dit is die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Sadduseërs en almal daarin. En hy sê in Matteus 11 vers 19, hy sê die seun van die mens het gekom, hoor na die vernedering, nee, en die seun van die mens het gekom, hy eet en drink, en hulle sê, daar's 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiker is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dis wat hulle van Jesus gesê het. Dis maar 'n enkele teksvers. Die grootste prys was sy lewe wat Jesus moes afgestaan het in sy menslike bestaan hier op aarde. Lukas 22 vers 42. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Vader, ek is bereid om prys te gee. Alles prys te gee. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Lukas 22 vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Ek dink nie ons kan vir onsself indink wat Jesus op daardie stadium beleef het nie, wat hy weet wat wag vir hom. En streng gesproke as mens het hy gesê, Vader, asseblief laat hierdie beker by my verbygaan. Maar dan onderwerp hy hom, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dis maar enkele teksverse dat ons van die prys wat dit Jesus gekos het ter wille van ons. Nou Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Ek het die prys betaal. Hy sy hoof gebuig en die Gees gegee. Nou moet ons baie mooi oplet wat is die gevolge daarvan. Die prys van die oorwinning wat hy behaal het, na alles wat hy beleef het, die klimaks, Matteus 7 tot vers 51. En kyk,
Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo na onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Dit wat skyning gemaak het, in die ou verbond, die Ou Testament, die gordyn wat gehang het, waar net die hoofpriester eenmaal 'n jaar kon ingegaan het, hy skeur oop, en dis 'n uitnodiging, elkeen het toegang tot die troonkamer van God, in Christus Jesus. Ons het toegang, daar's niks wat ons beperk nie. Nie meer 'n offerlam nie, nie meer 'n priester nie, niks is staan in die pad, om deur hierdie vergeskeurde voorhangsel te gaan nie, want Jesus se liggaam is geskeur, terwille van u en my. Aarde het gebewe en die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van ons heilige, ons slape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding, dis Jesus se opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad gekom, en aan baie verskyn. Jy vra my die vraag, waar is daardie wat opgestaan het? Maar dis 'n boodskap op sy eie. Ek gaan nou nie daarop ingaan, in elk geval op hierdie stadium nie. En dat aan baie verskyn. Wat sê die Here Jesus vir die sondaar aan die kruis? Hy sê, vandag sal met my in die paradys wees. Ou verbond, haal af na die doderyk. Maar ja, kom ons los dit daarso. Wees 'n bietjie nuuskierig. Dan waar Jesus, Jesus waar hy sy disippels seën net voor sy hemelvaart, Lukas 4 tot vers 15. En het hulle uitgelei tot by Betania. En het hulle sy hande opgewef en hulle geseën. Ons is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here. Amen. As ook sy hemelvaart waar hy opgeneem is om aan die regterhand van God sy Vader te gaan sit. In 1 vers 9 tot 10, met sy hemelvaart. En nadat hy gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, dis eintlik maar engele. Wat sê in Handelinge 1 vers 11, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle na die hemel sien wegvaar het. What a day it will be, when my Jesus I shall see. Wat die Jan vanoggend gesê, ons moet klaar kry. Ons moet klaar kry. Ons moet klaar kry, broer en suster, as daar enig iets tussen ons en God staan op hierdie stadium. Jy ken jou hart. En wat sê die woord? Hy sê die Heilige Gees sal julle oortuig van sonde, van oordeel en geregtigheid. Hy kom jou nie veroordeel nie, hy kom oortuig jou, sodat jy kan regmaak. Maar hy gaan kom op die wolke. Daarom is ons oorwinning in en deur Jesus Christus, sigselfde seun van God gewaarborg. Paulus maak 'n uitspraak na vele vervolging, verdrukking ensovoorts in Romeine 8 vers 36. Om u ontvul word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Wanneer ons prys gee, oorgee in stryd, gaan Paulus verder in Romeine 8 vers 37 en sê, maar in al hierdie dinge, hierdie stryd, hierdie probleme wat ek ervaar, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons lief gehad het. Ek wil vir u sê, die lewe is 'n wedloop. 'n Marathon is 'n hinderniswedloop. Daar gaan hindernisse op jou pad kom. Hoekom? Want God wil ons verander. As jy nou gaan kyk na 'n diamant word eintlik gevorm van dit steenkool, onder ontsettende hitte en druk. Nou ontdek hulle daai klein diamant, en hy is maar grof en rof, maar hy moet gesny word, om daardie diamant mooi in vervulling te laat kom. As ons 'n kind wat nie getug word nie, is 'n braad. Dit is net dood eenvoudig so. Wat is 'n braad in Afrikaans? Bedorwe brokkie. En daar's niks nie. Maar die Here moet aan ons vorm, want hy wil hê dat die beste kwaliteite uit ons sal kom. Hy's agter die skerms besig. Ek dink ek verlede keer gepraat oor die teater, nee. Is reg?
In elk geval, hy is agter die skerms besig om ons te vorm. Party keer kla en kerm ons, maar hoor dit so my broers en susters, dat ons sal oorgee, dat die Here met ons kan werk. Jy gaan beter aan die kant uitkom, want hy weet wat is jou doel en jou plan, en sy plan. Terwyl jy kan opstaan en jy kan asemhaal, moet jy weet jy lewe. En as jy lewe, is jy nog besig, is die Here nog besig om jou verder te vat op sy pad. Hier is maar net 'n prentjie van. Daar is die een mens oorwin, hy spring hy oor die kloof, want daar's 'n hindernis in sy pad. Daar's 'n hinder, en dan aan die ander kant kom hy by die kruin uit. En hy steek sy hande uit en sê ek het oorwin. Ek het oorwin. Maak klaar. Efesiërs 1 vers 3 tot 14. I am blessed with all spiritual blessings. Vers 3. I am chosen by God. Vers 4. I am a child of God. Vers 5. I'm highly favored. Vers 6. Ek het guns beleef. I am forgiven completely. Vers 7 tot 8. I'm included in God's plans. Vers 9 tot 10. I am an heir of God. Met ander woorde, ek is 'n erfgenaam van die Here. Vers 11 tot 12. I am sealed with the Holy Spirit. Dis wat u is en dis wat ek is. En hoe het ons dit geword? Deur Christus Jesus aan die kruis. En sy opstanding, en sy hemelvaart, en die Heilige Gees wat uitgestort is, wat in ons harte kom woon het. En my broer en suster, ek wil vir u sê, en soos ek het klaar gemaak, ek wil vir u sê, ons sit met 'n situasie in ons lewe, waar ons moet besef, die eindtyd is voor die deur. En ons moet die tyd uitkoop, dat ons rondkom in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil sê, godsdiens is seker een van die mees gevaarlike dinge in die wêreld. Want godsdiens sê, ek moet verdien. Ek moet diens aan God lewer. Jy kan niks verdien nie. Jou Bybel lees, verdien niks nie. Jou bid verdien niks nie. Jou tiendes en die offergawes verdien niks nie. Jy gee dit uit verhouding. Jy gee dit uit dankbaarheid. Jy gee dit omrede jy weet wie is jou bron. En die gemeente sê, amen. Here, ons sê vir baie dankie vir die goddelike woord. Die lewegewende, lewemakende woord. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Here, hierdie Bybel is maar net swart letters op wit blaaie gedruk. Maar wanneer die lewende woord Christus Jesus kom en hy verlig hierdie geskrewe woord, dan besef ons, Here, dis u liefdesbrief aan die kerk, dis u liefdesbrief aan die gemeente. Here, en ek ervaar in my gees, is iemand in hierdie gebou, miskien meer as een, wat sê ek voel verwyder van God. Dit voel so of ek al aan een kant gestoot is. Daar ou Griekse psalm wat sê, en waar is jou se God? Jy vra dalk vanoggend, en waar is my se God? Het hy my vergeet? Het hy my een kant gestoot? Stel hy nog in my belang? En ek wil vir jou sê, hy het jou intens lief. Wat jy nou deurgaan, moet jy sê, Here, ek kom na u toe, in hierdie situasie van my lewe, dat ek sê, ek weet nie, Here, jy kan maar eerlik met die Here wees, want ek ken tog jou gedagtes, nog voor dit by jou opgekom het. Moenie skaam wees om te sê hoe jy voel nie. Maak jou hart oop. Maak jou hart oop, dat hierdie stryd in jou binneste, Here, geopenbaar kan word, en dat jy kan beleef hoe daardie hand van die Vader, daardie deurboorde hand van Jesus kom. En hy neem daardie hart, en hy bring die genesing, want deur Jesus se wonde is jy genees. Nou daardie wonde, genesing, is ook liggaamlik, maar is ook emosioneel. En dis ook geestelik, waar die geestelike dalk afgekoel het, en jy voel, ek het nie meer daardie kontak met die Here nie, maar vir jou sê, hy's net 'n gebed verder.
Daar's 'n koorversie wat sing, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd om te stry, maar daar's 'n oorwinning te verkry. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. En dan wil ons vanoggend sê, Vader, dankie vir die liefde vir die mens, wat U 'n prys, U seun prys gegee het. Jesus, dat hy gekom het, in die hemelse verlaat het, prys gegee het. En as mens, al die smart, en die pyn, en die lyding, en die verwerping, en die kroon, en die bespykers, verduur het. En dan hang hy aan die kruis, en hy kyk nog aan na Maria, die moeder, en hy kyk na Johannes, en hy sê, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder, in die stryd, en die pyn, gee nog steeds om vir hulle. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, ons moet Christus vir die mense in Heilbron wees, in Parys wees, oral waar ons bewees, by die werk, met my arbeiders wat ek het op die plaas, of waar ook al, moet ons Christus wees. En Here, dat ons groot genoeg sal wees, wanneer ons 'n fout gemaak het, en dalk iemand benadeel het, om te sê, ek is jammer, vergewe my. Of hulle jou vergifnis gaan aanvaar of nie aanvaar nie, dis nie ter sprake nie, Here, maar ek het gedoen wat U van my verwag. Maar dankie, Here, ons het 'n oop kanaal na God die Vader toe, deur die Heilige Gees, en ons gaan met U praat. Dankie, Vader, in die wonderlike naam van Jesus, Amen. Amen.